Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Nou, soos meeste reeds weet, is ons besig met ons reeks oor heilige gemeenskap. En hierdie bepaalde boodskap gaan spesifiek oor eerlike gemeenskap. Nou, daar is seker baie wat mens kan sê daaroor, maar ons sal in hierdie boodskap aan net so 'n paar aspekte daarvan raak, soos wat 1 Johannes 1, vers 5 tot 9 daarvan praat. En julle is welkom om dit in julle eie Bybels byderhand te hou. Nou, ek het dit goed gedink om ons na hierdie tema van eerlike gemeenskap toe te bring deur 'n gedig wat Eugene Marais in 1910 rond geskryf het, toe hy alleen in die bos gaan bly het vir 6 maande. Dis nou noord van die Waterberge, daar naby Nylstroom verby. Ek gaan die gedig vir ons lees en dan tel ons dit van daar af op. Die gedig lees: Daar sal ek vrede weer besef, waar smorens van die hoogste kraans die berg gaan draaiend opwaarts spoed, om uit die gloeiende hemeltrans met groot geroep die son te groet, waar treurig nog die wolk gehuil, weer klankend in die klowe dwaal, en groot wild om die syfer kuil, as skadu's in 'n stofwolk maal. Nou julle, hierdie is 'n gedig van vrede soek in die stil en die aangrypende plekke van die natuur. Maar hierdie is eintlik 'n gedig van vrede soek weg van mense af. Dis nie per toeval dat oom Marais vir 6 maande alleen in die bos gaan bly het. Jy weet waar tydens hy hierdie gedig geskryf het. Hy wou wegkom van sy mense in die Waterberge af. Nou, die mense in die Waterberge was sy gemeenskap waar hy gebly het. En hy het gevlug van hulle af omdat hulle gesien het hoe ernstig sy dwelmprobleem is. Nou, wat gebeur het is dit, op 'n jagtrip saam sy pelle uit die Waterberge het Eugene se morfinevoorraad opgeraak. En dit het hom amper doodgemaak, want hy was verslaaf daaraan. Dit was so erg dat die hele jagtrip tot stilstand moes kom, en sy pelle dwelms moes gaan soek het vir hom, wat hulle dae te perk gevat het om te kry. So, skielik was Eugene Marais, hierdie gesiene dokter van die Waterberge, 'n baie swak man met groot probleme in sy lewe. En dit het hom laat vlug van sy mense af na die bos toe, om vrede te gaan soek daar waar, soos hy in sy gedig skryf, die berg gaan opwaarts spoed, waar die wolf gehuil en die klowe dwaal, en waar die groot wild in 'n stofwolk maal. Nou, oom Marais, soos ons kan optel in die gedig, het eintlik probeer wegkruip in hierdie dinge. Hy het eerder vrede in hierdie dinge gaan soek, as om voort te lewe in 'n gemeenskap wat sy probleme ken. En julle, dit is waarom hierdie gedig so met my gepraat het, toe ek dit die eerste keer gelees het. Want ek wil ook soms wegkom van myself af, en van God af, en van my huwelik af, en van my kinders af, en van my familie af, en van my skoonfamilie af, en van my vriende, en van my kerk af. Nou, dit is seker goed om soms weg te raak in die bos, maar selfs Adam moes besef dat berghane en wolwegehuil en groot wild nie uiteindelik genoegsame gemeenskap vir 'n mens kan wees nie. Ons het natuurlik meer as al die wonderlike afleidings van ons lewens nodig. Ons het eerlike gemeenskap met mekaar en met die Here nodig. Dus so mooi soos wat sy gedig is, sou mens kon argumenteer dat oom Marais se dwelmprobleem wat ontbloot is, tussen vriende wat vir hom omgegee het, nie iets was om van te vlug, maar eerder dalk 'n lig wat hom wou genees. En dit is waar 1 Johannes 1 vers 5 tot 9 gaan. Dit gaan oor ons behoefte na die lig van eerlike gemeenskap met mekaar en met die Here. God se eerlikheid teenoor ons eerlikheid terug teenoor hom, teenoor onsself en dan teenoor mekaar. Dit is die nodige lig waarin God reddend met ons lewens wil werk. En dit is waar 1 Johannes 1 vers 5 tot 9 gaan. Kyk saam met my na vers 5, waar ons gedeelte begin. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. Nou, God word hier beskryf as lig,
sonder duisternis. Hierdie is nie 'n letterlike stelling oor God nie. God is nie letterlik lig nie, God is letterlik God. Die stelling is eerder 'n metaforiese beskrywing van 'n eienskap van God. Die eienskap is dit: God is eerlik. Met ander woorde, ons kan nie in verhouding met God lewe sonder dat God eerlik gaan wees met ons nie. Dit is wat dit beteken dat God lig is, dat daar geen duisternis in is nie. Nou hierdie lig, hierdie eerlikheid van God, kan natuurlik bedreigend wees vir ons. Leonard Cohen het destyds in een van sy liedjies gesing: Myself, I long for love and light, but must it come so cruel and oh so bright. En dis dikwels die probleem met eerlikheid. It can come so cruel and oh so bright. Dit kan wreed en aanvallend wees. Die lig kan te skerp wees. Nou verlede jaar het ons by 'n kwekery op een van die plotte naby ons 'n paar plantjies gaan koop. Nou ek en my seun Ruben het toe so 'n paar ou stukkies boombas van die eienaar van die plot se dennebome op die erf. Jy weet waar die kwekery is, gaan aftrek vir ons orgidee by die huis. Nou ons het al so 'n paar keer voorheen vir hom toestemming gevra om dit te doen en hy was altyd gaaf daaroor. Maar ons het nie hierdie bepaalde dag sy toestemming gevra nie. En dit het ook nie gelyk of hy daar is nie. Ek het aangeneem, hy sou nie omgee nie, en dit was natuurlik verkeerd vir my. Die ou van die kwekery het my toe genader en my eerlik gevra of ek toestemming gekry het van die eienaar om pas van sy bome af te trek. En ek besef toe dat ek verkeerd opgetree het. Ek moes eers toestemming gaan vra, al het ek dit voorheen reeds gaan doen. So ek vra toe om verskoning, ek verduidelik die aanname wat ek gemaak het en ek stel te voor dat ek self met die eienaar verder gaan gesels hieroor. Maar die ou van die kwekery was klaar kwaad. Hoe meer om verskoning ek probeer vra, hoe meer het hy my begin vloek en hy toe uiteindelik op my begin skree dat ek die slegste mens onder die son is. Hy het natuurlik sy eie optrede vir dit begin opmaak. Maar hy jaag toe vir my en my seun Ruben se muur van die erf af. Ons het toe maar die plantjies wat ons by hom gekoop het in sy hande teruggegee en maar weggestap en nooit weer iets daar gaan koop. Want sulke eerlikheid soek ons regtig nie in ons lewens of in ons tuin nie. Die man se lig was so skerp dat ons gevoel het selfs die plantjies wat ons by hom gekoop het is versproei. Maar julle, die punt wat ek wil maak is dat God se eerlikheid nie so werk nie. God se eerlikheid werk anders met ons. Deur die kruis van Jesus ontbloot God ons lewens. Hy is eerlik met ons. Dit is tog ons wat daar moet hang en veroordeel word vir alles wat ons verkeerd doen. Maar die kruis van Jesus ontbloot ook God se genade en sy liefde vir ons. Dit is Jesus wat daar hang en veroordeel word vir alles wat ons verkeerd doen. God is met ander woorde eerlik met ons deur die bloed van sy seun Jesus. God se eerlikheid kom na ons toe deur genade en deur liefde. En soos 'n vriend aan my genoem het, deur verlede week toe ons oor hierdie onderwerp gesels, so met ander woorde, God se lig is helder, maar sag. En dis presies die punt. Luister na 1 Johannes 1 vers 6 en 7. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Nou julle, hierdie verse leer ons dat God se seun Jesus ons deur sy bloed reinig van elke sonde. En julle, dit is die lig van God. Dit is die sagte kant van daardie lig wat ons lewens vra om eerlik te wees. En dit is ook wat ons elkeen in gemeen het met mekaar. Dit is hoe ons elkeen aan mekaar verbonde is. Ons is aan mekaar verbonde deur hierdie eerlike en sagte lig van God. En dit roep ons om 'n gemeenskap soos dit te word. Ons is verbonde aan mekaar deur die bloed van Jesus wat die dinge in ons lewens wil ontbloot, maar ook reinig. En ons kyk na mekaar en ons kyk na onsself deur daardie bloed wat ons reinig, deur die genade en die liefde van God. Dink so daaraan, wanneer jy weet dat daar iets in jou eie lewe aan die gang is, wil jy waarskynlik meer eerlik moet
wees? Wat keer jou om meer eerlikwaar te wees? Wel, waarskynlik 'n goeie mate van vrees en trots. Jy wil nie die risiko loop om afgekeer te word. Want die ding waar jy eerlik moet wees, is dalk iets wat jou gaan afkeer. Jy wil ook nie noodwendig beheer verloor oor die indruk wat mense van jou het nie. Nou dalk het ek al hierdie met julle gedeel, maar so 'n paar jaar gelede het ek my baie vererg vir my skoonfamilie oor iets baie simpel. En toe tree ek baie sleg op teenoor hulle almal. Dit het my 3 maande gevat om aan myself te erken dat ek meer verkeerd was as hulle. En ek moes toe die foon optel en eers my skoonma en toe my skoonpa en toe my swaar en toe sy vrou en toe my vrou Cathy se 2 jonger susters almal bel om verskoning te vra. En dit was terrible. Dit was regtig nie lekker om te moes erken dat ek verkeerd was nie. En hulle het ook nie lekker geweet hoe om dit noodwendig goed te hanteer nie. Nou ek kon seker vassteek by hoe verkeerd hulle was en hoe reg ek was, maar niemand behalwe ek was daardeur geflous nie. En mettertyd was selfs ek nie meer daardeur geflous nie. Ek weet nog steeds nie regtig wat my skoolfamilie nou eintlik van my moet dink oor hoe ek soms kan optree nie. En party aande hou sulke dinge my wakker en daar is baie sulke dinge in my lewe. So wat gee my hoop met sulke dinge? Sulke ontblotende dinge, sulke meer eerlike dinge in my eie lewe wat uitkom en in die lig kom staan. Wel julle wat my hoop gee, is dit wat ons reeds genoem het in 1 Johannes 1 vers 6 en 7 en wat so mooi na vore kom in verse 8 en 9. Ek lees daai verse vir ons. As ons sê dat ons nie sonde het, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Vriende, ek kan nie regtig beheer wat my skoonfamilie dalk van my moet dink. Die aap is uit die mou, hulle het gesien hoe ek soms kan wees. Maar die lig waarin ek staan met hierdie dinge in my lewe is dit. God se vergifnis en sy belofte deur daardie vergifnis. Om die kwaad waar ek moes eerlik wees, die kwaad wat my so verneder het vir my skoonfamilie, die kwaad wat hulle so sleg behandel het. God beloof om daardie kwaad in my lewe so volkome te reinig en te genees in my eie lewe, dat selfs my skoonfamilie eendag die waardigheid van God se voltooide werk in ook my stukkende lewe sal sien en dit sal erken as 'n goeie ding. En vriende, dit is die lig waarin God ons vra om te durf eerlik wees oor dinge waar ons moet eerlik wees. Dinge wat ons die risiko gaan laat loop om afgekeer te word. Dinge wat ons beheer gaan laat verloor oor wat mense van ons dink. Maar ook dinge wat God ons vergewe en ook dinge wat hy so gaan reinig in ons lewens, dat die ganse skepping die waardigheid van sy werk in ons lewens sal erken as goed en God sal loof daarvoor. Hoor bietjie hoe stel Jesaja 61 verse 10 en 11 hierdie saak. Ek lees dit vir ons. Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitsprei, so sal my Heer geregtigheid en lof laat uitsprei voor al die nasies. Ons oneerlikheid oor dinge waar ons eintlik eerlik moet wees, is dikwels ons poging om te beheer wat mense van ons moet dink. 1 Johannes 1 verse 5 tot 9 leer ons dat dit egter beter is om eerlik te wees oor dinge wat ons waarskynlik moet erken. Al beteken dit dat ons beheer verloor oor wat mense van ons dink. En waarom? Want die God wat ons reeds vergewe het en van elke sonde gereinig het deur die bloed van Jesus, beloof ons ook dat hy met ons meer eerlike lewens sal werk, sodat ons uiteindelik van die kwaad gereinig sal word. En dit is wat mooi en aanneemlik
en waardig voor al die nasies sal vertoon. Dit is ons hoop, soos ons gevra word om meer eerlik te wees vir ons lewens. As jy vanoggend weet daar is iets oor jouself waar jy waarskynlik meer eerlik moet wees met die mense om jou, dalk in jou gemeenskap by Ligpunt, maar ook in jou huwelik, dalk jou familie, dalk selfs jou skoonfamilie, dan wil ek jou aanraai om 1 Johannes 1 ter harte te neem. Tog maar die risiko te loop om meer eerlik te wees vir jouself, terwyl jy ook durf om jouself deur die bloed van Jesus te sien en die Here te vertrou met sy belofte wat deur daardie bloed met jou praat, dat hy sy reinigingswerk in jou lewe sal volbring en dat dit geregtigheid en lof sal laat uitspruit oor al die nasies, soos wat Jesaja ons beloof. Vriende, dit is ons hoop. Maar dis nie net ons hoop vir onsself nie, dis ook ons hoop vir mekaar. Dis die hoop waarin ons met mekaar verbonde is. Met ander woorde, soos ons dinge in mekaar se lewens sien, waar ons met mekaar meer eerlik moet wees, dan het ons die hoop dat God deur daardie eerlikheid iets reinigend en genesend in ons lewens wil doen, in ons gemeenskap wil doen, in mekaar se lewens wil doen, soos wat ons eerlik in mekaar se lewens inpraat. En vriende, dit help ons dan. Dit gee ons die moed om meer eerlik te wees met mekaar oor dinge wat ons in mekaar se lewens sien. Natuurlik nie met 'n wrede en 'n aanvallende lig oor mekaar. Nie 'n lig wat te skerp is nie, maar met 'n nederige lig, 'n vertroue dat God sal werk met die dinge wat ek of jy dalk in mekaar se lewens moet uitwys. Dat hy dit wil reinig en genees en iets beter daaruit voortbring. Nou, ek wil hierdie punt bietjie verder illustreer. In 2020, met die eerste harde COVID-grendel wat ons getref het, het ons 5 inbrake oor 'n kort tydperk by ons huis gehad. Met die 4de inbraak was ons aangeval. Ek en Cathy, my vrou, kon een van die kinders se kamers beveilig deur die deur toe te hou teen ons aanvallers. Maar ons jongste seun, ons 3de seentjie, was in 'n ander kamer en ons kon glad nie betyds by hom uitkom om hom by ons saam met die ander 2 seuns te beveilig. As ons aanvallers iets aan daardie kind sou doen, sou ons niks daarom kon maak nie. Ons moes die ander kamer beveilig waar ons ander 2 seuns was. Nou genadiglik het hulle daardie jongste kind nie eens raak gesien nie. Ons was waarskynlik maar net in hulle pad toe hulle ons huis binnetree om ons huis te stroop. En toe ons onsself beveilig, toe gaan hulle aan en stroop maar die huis. Die manne van ons Ligpunt gesin het die volgende dag aksie begin neem en met ander mense in ons kerk gereël om goeie veiligheidshekke in ons huis se gang te kom opsit. Nou, julle glo dit of nie, maar ek het gesukkel om hierdie hulp van my kerk se mense te aanvaar. Ek het skaam gekry dat ek nie self die gereedskap gehad het of die nodige materiaal of selfs die geld om hierdie probleem self aan te spreek. Ek het skaam gekry dat ander mense ons moes kom help en dit het gemaak dat ek sukkel om die hulp te aanvaar. Een van die manne in my Ligpunt gesin het my toe aangespreek hieroor. My trots het my so verblind dat ek nie besef het hoe my onbereidwilligheid om hulp te aanvaar my familie in gevaar gehou het en God se goedheid teenoor ons weerhou het nie. Ek het nie besef dat ek so trots kan wees nie. Iemand moes met my eerlik wees daaroor. Wat vir my die meeste uitgestaan het, was die manier waarop hierdie man in ons Ligpunt gesin my trots onder my hande gebring het. Hy het my nie wreed en aanvallend oor die kop daarmee kon slaan nie. Hy het nie finale oordeel uitsprake oor my lewe kon lewer nie. Hy het my op 'n verstandige manier, redelik reguit, maar pleitend gevra waarom ek so sukkel om die hulp te aanvaar wat mense in liefde vir ons wil gee en wat my gesin sal beveilig. Hy het my eintlik op 'n deurdagte manier kom help om te sien dat God vir my en my gesin omgee, toe my trots my blind gemaak het daarvoor. Iets van God se genesende en sy reinigende werk het deur hierdie man se deurdagte eerlikheid losgekom in my eie lewe. En ek weet natuurlik tot vandag toe dat ek op hierdie vriend se eerlike omgee kan staatmaak wanneer ek met iets sukkel. Nou julle, net soos wat ons kan sukkel om eerlik oor onsself te wees, omdat ons daardeur afgekeer kan word en beheer verloor wat mense van ons dink. Net so kan ons sukkel om met mekaar eerlik te wees vir presies dieselfde rede.
maar ons durf egter om dit te doen. Want ons kyk na onsself en ons kyk na mekaar deur die bloed van Jesus. En daarom het ons 'n hoop vir onsself en ook vir mekaar, die hoop dat God deur ons eerlikheid met mekaar, ons deurdagte eerlikheid met mekaar, iets reinigend en genesend in ons lewens gaan doen. As jy vanoggend weet daar is iets in iemand anders se lewe waaroor jy waarskynlik meer eerlik met daardie persoon moet wees, wil ek jou aanraai om 1 Johannes 1 ter harte te neem. Die risiko tog maar te loop om meer eerlik met daardie persoon te wees. Maar maak dan ook seker dat jy na daardie persoon deur die bloed van Jesus kyk en vra jouself hoe jou eerlikheid iets van God se reinigende werk in daardie persoon se lewe kan byvoeg of uitwys of aanhelp. So waak jy teen wreed en aanvallend en verdoemend wees en soek jy eerder die aanknopingspunte tot God se goeie werk in mense se lewens. En vriende, dit is ons hoop van mekaar. Dis 1 Johannes 1 vers 5-9. Om af te sluit, 'n paar maande na Eugene Maree Bos ingevlug het, een van sy vriende na hom toe uitgereik met 'n brief waarin hy in Engels geskryf het: Eugene, life is real, life is earnest, life is not an empty dream. Dit was 'n mooi eerlikheid van 'n vriend. Oor die feit dat die bos, so wonderlik soos wat dit kan wees, nie 'n plaasvervanger is vir 'n gemeenskap mense wat eg en opreg bystand sal gee en eerlikheid sal bied wat opbouend is vir ons. Julle, dit is al gedagtes wat ek wil deel met ons en ons hoop van harte dat hierdie gedagtes oor gemeenskap, oor eerlike gemeenskap vir almal opbouend kan wees en vir almal kan help om 'n gesonde kerk te wees. Baie dankie vir julle tyd en julle aandag. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.